Om 'n kind van God te wees, het ons laas keer gesê, beteken vir ons die volgende goed. Jy is kinderlik in jou Vader se hande. Dis die belang wat ons moet onthou, die belangrike punt. En sy gees vloei deur jou are, soos jou bloed deur jou are vloei. En dit oortuig jou van jou verwantskap aan God. Dis dieselfde bloed wat deur jou vloei. En jy is ingesluit in die allesomvattende erfenis van Jesus self. Alles is vir hom gemaak. Hy erf alles. En jy is ingesluit in daai erfenis. Jy erf saam met hom. En daarom is ons by vers 18 gekom en dan het ons gesien, Paulus verseker ons dat die lang visie in Jesus Christus motiveer ons om die huidige stryd teen sonde met daardie visie te vergelyk en dat besef dat dit in waarde onvergelykbaar is. Jy kan nie hierdie sukkel, hierdie verandering enigstens vergelyk met die waarde wat die toekoms vir jou inhou nie. En dit motiveer jou om te verander. Wat is die effek hiervan vir ons? Hoe vergelyk hierdie huidige lewenservaring van stryd met sonde vir ons met ons erfenis in die toekoms? En hoe help dit ons om aan te hou verander na die beeld van Christus? Hoe kry ons motivering uit hierdie uit? Want dit is moeilik. Kom ons wees eerlik. Hierdie is nie maklik nie. Dis 'n stryd wat deur die heelal plaasvind. En dis juist waartoe Paulus ons nou vat. Paulus verduidelik vir ons hierdie op twee maniere. Hy verduidelik vir ons eerstens 3 verwagtinge wat lei tot 3 sigte oor wat ontbreek. Dit sien ons nou in vers 19 tot 30 vandag. En dan volgende keer sien ons dan 6 uitroepe van vreugde oor die sekerheid wat ons het. In die volgende deel van vers 31 tot vers 39. En dis die motiveringsmetodes wat vir ons aangebied word, wat Paulus sê vir ons gaan motiveer. So kom ons kyk na 3 verwagtinge wat lei tot 3 sigte oor wat ontbreek. Kom ons gaan na vers 18 toe van hoofstuk 8 van Romeine. Romeine 18, vers 8. Ons kan by 18 begin. Ons net so 'n inleiding uit om uitkry en dan gaan ons aan met vers 19. Vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik. Terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in
met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die hart deurgrond, weet dat die bedoeling van die Gees, wat die bedoeling van die Gees is. Hy wat volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. Sluit natuurlik susters in. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Vers 18. Vers 18 bemoedig ons dat die sukkel met sonde is eintlik waardeloos in die lig van die lang visie en die toekoms wat op ons wag. Ons kan nie hierdie twee se waarde met mekaar vergelyk nie. Dit is eintlik geweldig. As jy na vorentoe kyk na wat Christus vir jou gaan gun, dan is dit eintlik, en jy kyk hoe jy daarmee sukkel om hierdie verandering aan te bring, hierdie verandering deur te leef, dan maak hierdie eintlik nie saak nie. Dis moeilik. Maar as jy daai langer visie kry, dan raak hierdie se waarde al hoe minder. Die belangrikheid van dit raak al hoe minder. Maar as ons na hierdie proses kyk van vers 18, dan lig dit vir ons 3 areas van swaar kry uit wat vir ons begin duidelik raak. Wat 'n sug van verlange na die toekoms ontlok. Daarom gaan Paulus nou in en hy kom met die eerste sug na vore. En die eerste sug kom veel wyer as die mens, as jou en my. Paulus begin by die skepping. Dis die skepping self wat sug. En hoe ervaar ons dit nie? Hoe is dit nie vir ons so duidelik nie? Kom ons lees weer vers 19. Met die vurige verlanging wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deurom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met hom sug. Ja, en vir geboortepyne verkeer. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend hierso. Ons as mens se versaking van ons verantwoordelikheid as die bewaarders van die skepping, deurdat ons gerebelleer het teen God, het die skepping, die hele skepping, direk geaffekteer. Dit lyk soos dit lyk as gevolg van ons. Die gemors wat op voorkom, is ons gemors. Die skepping is onskuldig. Dis nie die skepping wat gerebelleer het nie. Dit was ons. Maar die skepping is aan die verval wat ons veroorsaak het onderwerp. En ons voel die natuur se kreun onder hierdie verval. En ons voel dit in ons gemeenskap, en ons voel dit in ons samelewings, en ons voel dit
in ons hele bestaan van die aarde en hoe ons daarmee omgaan. Dink maar net vir 'n oomblik aan die tekortskiet wat in jou lewe plaasvind. Die agteruitgang wat jy rondom jou raak sien, wat jy in jou ervaar. Die liggaam wat afbreek. Die misbruik wat ons ervaar rondom ons, waarteen die natuur geen verweer het nie. En Tosius omskryf vir ons hierdie vervreemding in daai wonderlike gedig van hom. Die wêreld is ons woning nie. Dit merk ek aan die son wat wyk, en ek merk dit aan die reier wat mistroostig na die son sit en kyk op een been en die bissies vlieg. En is die laaste strale weg, dan rys 'n koue uit die vlei. 'n Koue gril deurhuiwer my. En ek sien dit dan in alle ding wat in die skemer my omring. Die wêreld is ons woning nie. Die skepping is afgebreek. En dit sug. Dit is ons skuld. Maar God het 'n plan hiermee. As ons na die tweede deel kyk hierso, waar hy sê met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n siddelose besaam, nie uit vrye keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Hoekom? Want hierdie perk, hierdie druk, laat die skepping in afwagting op sy opsiener sy volle herstel en openbaring wag. Die mens moet herstel word. God wil die mens herstel. En daarom laat hy die skepping wag op hierdie herstel. Dan sal daar weer sin wees en die oordeel sal verlig. Want die mens kan weer na die skepping omsien op die manier wat God hom vooraangestel het, wat God hom voorgemaak het. Onthou die verwantskap wat ons in Genesis gesien het, Genesis 2. Tussen aanbidding en die bewaring in die tuin, waar die tuin die plek van aanbidding geraak het. En die mens is verantwoordelik daarvoor. Dis waartoe dit gaan. As die mens volledig herstel is, dit waarna ons uitsien, waarvoor ons sug, dan kan dit weer normaal plaasvind. Op hierdie stadium vind dit nie normaal plaas nie, dis moeilik. En daarom wag die skepping op hierdie openbaring van die mens, soos iemand wat op die punt is om geboorte te gee. Dis seer, maar jy weet daar's lewe wat kom. En dan uit hierdie universele sug, hierdie skepingssug, vloei die verwagting van die Christen. Wat daarvoor wag dat hy herstel is, volle herstel het. En dis ons tweede sug. Vers 23. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame.
ons wag op ons eie openbaring. En ons sug om vry te wees van die perke wat ons rebellie veroorsaak het. Rondom ons en in ons. Soos ons reeds geleer het, is dit God se Gees wat as 'n waarborg deur ons are vloei. Ons het dit laas keer geleer. Ons is God se vrug of God se saad. En die resultaat is, soos God die effek van ons rebellie en ons sonde ervaar, as die Heilige Gees in ons is, dan ervaar ons dieselfde. Op sy manier. Nie meer net op ons manier. En dit raak selfs nog meer pynvol vir die mens, vir ons as Christene. Want ons weet daar's beter. Ons ervaar God se aversie teen sonde, teen die rebellie, teen die ontkenning van sy waarheid. Ons ervaar die pyn van ons sonde, soos hy dit ervaar. En ons kreun van verlange om te volle vry daarvan te wees, om hom weer te kan aanbid, soos wat hy veronderstel is om aanbid te word. Om ten volle herstel te wees. Vers 24 maak ons bewus dat ons enigste hoop is verseker dat dit wel gaan gebeur, nie as gevolg van ons eie status nie, nie as gevolg van ons eie vermoë nie, maar die Heilige Gees se waarborg dat ons God se saad is. Kom ons lees dit weer. Vers 24. Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit is wat ons nie kan sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons ervaring en ons sig as gevolg van die Heilige Gees is vir ons die bewys dat ons die hoop het dat ons volle herstel sal ervaar. Dis nie 'n maybe nie. Dis nie net 'n sig en 'n wens nie. Dis 'n versekering. Dis wat hoop hier beteken. Ons is verseker daarvan. Ons groei met alle pyn, ervaring in die hoop en die versekering dat ons toestand gaan verander. En dit glo ons, dit hoop ons. Ons weet dit kom. Ons is daarvan verseker as gevolg van die Heilige Gees wat in ons woon. En daarom kom ons by ons derde sig. As ons sug oor hierdie toestand en ons wil dit verander hê, hoeveel te meer sug die Heilige Gees nie vir ons onthalwe nie. Vers 26 tot 28. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waaroor ons behoort te bid nie, maar die Gees self, die Gees tree in self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling is wat van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die Heiliges intree. En dan hierdie woorde. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Die Heilige Gees is in ons
en vloei deur ons. En daarom is hy ook aan ons ervaring van ons rebellie onderwerp, soos ook God dit ervaar. Soos Jesus daaraan onderwerp was, toe hy op aarde was. Hy is daardeur. En dis sy gees wat in ons woon. Dink vir 'n oomblik hoe moet dit voel vir iemand wat beter weet. Wat aan God se heiligheid gelyk is. God die Vader se heiligheid gelyk is. En dan aan hierdie wêreldse vervallendheid, aan ons menslike vervallendheid, aan hierdie rebellie onderwerp word. Hoe moes dit vir Christus wees toe hy op die aarde was? En daarom is die Heilige Gees alleen, wat werklik verstaan waarmee ek en jy sukkel. Want hy neem deel aan hierdie wêreld se verganklikheid. Hy's onderwerp daaraan. En hoe dit aan die Vader te verduidelik, hy weet hoe om dit te doen. En dit is juis hierdie gebed wat God die Vader se diepste reaksie oor ons in ontferming ontlok. Want God die Vader ken jou deur en hoor sy eie gees se ervaring daarvan, sodat jy ten volle verstaan word. Ons maak hierdie vers so oppervlakkig. Die oomblik as ons sê, ja, dis net woorde wat ons uitspreek en dan die Heilige Gees weet wat ons gesê het. Die Gees verstaan wat jy nie verstaan van jouself nie. Wees verseker daarvan, dat dit die diepste van God tref en dit ontlok die diepste reaksie by God, ontferming. Want hy is lief vir jou. En hy wil jou help. God die Vader ken jou deur en hy hoor sy eie gees se ervaring daarvan, sodat jy ten volle verstaan word. Daar is niks wat God nie van jou verstaan nie. Hy weet wat is verkeerd, maar hy verstaan dit. Hy het al die moeite gedoen om dit te verstaan. Ons stryd is die Gees se stryd. En hy verlig ons ervaring deur dit op hom te neem. Wanneer jy sukkel met sonde. Maar hier kom 'n interessante ding. Hierdie ervaring wat God ervaar, hierdie medelee, haal ons nie uit die probleem uit nie. Dit help ons verander om dit te oorkom. En al drie hierdie sigte, die sig van die skepping, die sig van die mens en die sig van die Heilige Gees, bring ons as Christene tot op die punt van verandering waar ons besef, luister, ons het geen keuse nie. Ons het al die geleentheid om te verander. Dit word vir ons aangebied om te verander. So waarheen dryf hierdie drie sigte ons in ons motivering om te verander na die beeld van Christus, vers 28 tot 30. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is.
Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Vers 29 sê, want hy wat hulle reeds tevore geken het, 'n ander manier om dit te stel, is want hy het diegene wat hy reeds vooruit gekies het, ook vooruit bestem. En dis 'n baie moeilike een hierdie. Hoe weet God? En ek dink hierso is 'n beantwoord vir ons, hy ken ons. Hierdie motiveer ons juis om te wil verander en om die Vader staat te maak vir ons verandering, want hy sê wat hy gaan doen met jou. Hy ken jou. Hy het jou vooruit bestem om gelykvormig om te verander tot sy seun se beeld, sodat hy die eerstgebore onder baie broers kan wees, en hy het jou vooruit bestem het. As hy jou vooruit bestem het, het hy jou ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Dit het ons alles klaar ervaar, as jy 'n Christen is. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Hy plaas jou in daai toekomsposisie, waar hy jou gaan wys as die volheid van sy skepping. Omdat God ons so intensief liefhet, kan hy nie hierdie omstandighede los om ons uiteindelik skade aan te doen nie. Hy sê dit in vers 28 vir ons, hy gaan nie toelaat dat hierdie omstandighede ons finaal skade aandoen nie. Ons battle hierdeur, maar dit gaan ons nie finaal skade aandoen nie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. En dit was juist sy keuse om ons te bestem, om uiteindelik hierdie beeld van Christus te dra. En hy gaan nie teruggaan op sy woord nie. Hy gaan jou openbaar as die piek van die skepping. Die herstelde plek wat die mens veronderstel is om te hê. God het onder al die omstandighede onderneem om sy genade ten volle in jou te laat uitspeel. Hy het vooraf so bepaal dat sy genade jou sal verander. Hy het jou daarvan bewus gemaak van jou toestand en die gevolge daarvan, en jy sug, en hy het jou vrygespreek van jou toestand sodat jy kan verander, en hy is die een wat jou in volle verheerliking, nuwe vorm van Christus, as sy kinders gaan tentoonstel, die wat lyk soos Christus. Dis wat hy gaan doen. En hy wil hê jy moet dit sien. En weer dit gaan so wees. En daarom elke stap wat jy in daai rigting neem, is vir jou van oneindige waarde. Elke stap. En dis juis omdat jy nou die liefde van God vir jou kan herken en kan ervaar, dat jy iemand anders wil wees. Jy wil Christus se beeld hê. Jy wil anders wees
soos jy deur die lewe vorder en groei in jou geloof. Dit kom van nature voor in jou, as jy 'n Christen is. As jy God nog nie ken nie, as jy Christus nog nie ken nie, dan is hy daar. Hy sê, ek sal hierdie vir jou doen. Roep my aan. Roep my aan. Wat leer ons hier uit? Ek hoor van hierdie week van 'n bekendstellingsaksie by ons van 'n nuwe Bybel, of is nie heeltemal 'n nuwe Bybel nie, maar dit is 'n Bybel wat genoem word die pad van die waarheid tot die lewe. En een man het dit vertaal. Uit 'n groep dokumente uit wat hy voel beter is as wat die res van ons Christene het. En hy verklaar dat jy onder God se genade kom, sodat jy dan deur jou dade gered kan word. So Christus se genade, wat die genadewerk wat Christus gedoen het, is net so oor jou, sodat jy jou werke kan doen, jy terug na die Ou Testament toe kan gaan en jy werke kan doen, sodat jy gered kan word. Wat 'n leuen! Wat 'n fatale leuen! En dit klink so goed. Maar dit trek jou aandag af, dit vat jou totaal en al in die verkeerde rigting. God wil hê jy moet afhanklik van hom wees om te verander. Baie mense wat hierdie idee het ook van God, dat jy nou maar hier leef en jou bes probeer. En jy is mos 'n goeie ou. So hoe sal God, as hy dan nou maar daar een kan staan en kyk, my veroordeel? Hoe gaan hy dit doen? Ek probeer mos my bes. Ek hoop jy het vandag besef, God hou jou nie dop vanuit 'n wegkruipplek om te sien of jy nou reg optree en of jy nou hierdie week reg gedoen het en of jy nou hier meer soos Christus geword het hierdie week op jou eie, sodat jy gered is nie. Omdat jy gered is nie. God is die mees deelnemendste God wat jy ooit kon geken het. In jou stryd om van sonde verlos te word. Die verwagting van herstel is in die skepping. En in jou en my as Christene. En in God se Gees self in verweef. Dit kan nie anders nie. So jy ervaar daardie begeerte om die beter wat jy in Christus sien te kan wys. En jy kyk na jou situasie en jou gedrag en jy kry daai kroon. Van dit kan tog beter wees. Dit werk nie. Dis vervalle. Ek wil dit anders hê, Vader. En nou, waarop maak jy staat vir die vervulling van daai ervaring van jou, om dit verander te wil hê? Waarop maak jy staat? Jou ervaring en jou sukkel bly jou Vader by, en dit is sy barmhartigheid vir jou,
terwyl hy jou in hierdie ervarings help om meer veranderd aan die ander kant uit te kom, terwyl jy mee sukkel. En is elke keer so. Al voel dit dalk nie vir jou so nie, al weet jy dit nie eers nie. Dit is hy wat jou bybly en barmhartig is teenoor jou en jou help. God self vloei deur jou in elke stryd teen jou natuur as die anker van daai sekerheid dat jy sal verander.